Kom ons bid saam. Here Jesus, gee vir ons die hart van kinders. Maak ons soos kinders wat in hulle onskuld glo, in hulle onskuld na U luister. Here, ons loof en prys U naam, omdat U 'n wonder God is. Omdat U alles sien wat ons doen, en na ons kyk, en werklik vir ons omgee. U is groter as wat ons kan bid of dink. Ons vra vir die Here asseblief, wees ons genadig. Wees ons genadig, kom na ons toe, deur die Bybel, as U woord, met die Heilige Gees, kom praat met ons. Kom praat met ons op 'n manier wat ons sal verstaan, 'n manier wat ons regtig naby U sal uitkry. In die naam van Jesus ons Here. Amen. Ek vra dat U saam met my blaai na Johannes 20 toe. Johannes 20, ons gaan lees van vers 19 tot 23. Johannes 20, van vers 19 af. Opskrif van hierdie gedeelte, Jesus verskyn aan sy disippels. Vers 19, daardie Sondag aand was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir die mense hulle sondes vergewe, word dit deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Ons lees tot daar. Kan vir my die eerste skyfie opsit asseblief? Jesus verskyn aan sy disippels na die opstanding in die dood. Jesus kom en hy's tussen sy disippels, al was die deure gesluit, kon hy met sy verheerlikte liggaam, dit beteken hy het 'n nuwe liggaam gehad, wat nie gekeer is deur geboue nie, wat nie gekeer is deur mure of deure nie, kon hy deurgaan en hy kon tussen sy disippels gaan staan en hy het hulle geseën. Want Jesus het vir hulle omgegee en hy wou vir hulle bewys dat hy Here is wat regtig uit die dood uit opgestaan het. En hulle kon hom sien, almal van hulle kon hom sien en het geweet dat hy die Here is. Volgende skyfie asseblief. Wat hy vir hulle sê is die woord Shalom. Shalom is 'n vredesgroet, dis 'n groet wat die mense in die Bybelse tyd en die Jode nog onder mekaar vir mekaar gesê het. Nou dit is nie net om te sê, hallo, hoe gaan dit nie? Die Shalom of vredesgroet van die Here het iets wat baie meer beteken as dit. Shalom is om te sê, ek gee vir jou die lewe wat van God afkom. Ek gee vir jou die lewe wat nie begin op iets wat ek self doen nie. Die lewe wat heeltemal van God afkom. Daardie lewe wat begin by rus. Dit begin by waar God van sy kant af sy hande uitsteek en sê, nou gee ek vir jou om, nou wil ek wys hoe belangrik jy vir my is. In die Shalom sê Jesus, as die een wat uit die dood uit opgestaan het en met 'n verheerlikte liggaam staan, sê hy vir hulle, ek gee vir jou 'n lewe wat vol is, 'n lewe wat jou heel maak, wat al daardie goed wat nie sin maak nie, by mekaar bring, wat daai losdrade by mekaar bring, en dit weer heel maak. Daai stukke wat nie reg is vir my nie, bring hy by mekaar, en maak hy weer heel, sodat ek 'n heel mens kan wees. En hy sê vanmôre vir my en jou, sê hy, Shalom. Mag my vrede oor jou wees,
En hy sê dit 2 keer. Hy sê 2 keer vir sy disippels, vrede vir julle. Nie net as 'n groet nie. Hy sê die vrede wat julle heel maak, daardie vrede wat julle by die Vader uitbring. Daardie vrede wat kom om wat stikkend is heel te maak, wat siek is gesond te maak, om julle regtig by die Here uit te bring. Derde skuifie asseblief. Hierdie vrede begin by God. Dit beteken nie omdat ek opgewonde is en omdat ek hard werk en entoesiasties is, dat die Here my sy vrede gee nie. Nie omdat ek so oulik is of goed is, dat hy vir my sy vrede gee. Nee, dit kom van God af. Dit begin by hom. Die inisiatief vir die lewe wat van God af kom, begin by hom. Dit is nie ek wat so 'n goeie gawe Christen is, dat die Here my sy vrede gee nie. Dit kom heeltemal van hom af, wat hy vir ons gee. Hy gee vir ons hierdie vrede. En daardie vrede begin by rus. Dat ek nie van my kant af iets doen nie, maar dat hy dit van sy kant af doen, en hy sê vir my, om te begin, rus. Ons sê vir mekaar, jy moet nou iets doen, jy moet aan die gang kom. Die Here sê nee, rus. Rus eers en besef dat alles van my afkom. Rus eers en besef dat dit nie jy is nie. Rus eers en besef dat wat gebeur van God se kant afkom. Dat die lewe wat hy gee, daardie lewe wat my lewe laat sin maak, begin by God en nie by my nie. Ek kan nie sê, maar kyk wat het ek alles gedoen nie. Die Here sê, ek het dit vir jou gedoen. En as jy dit agterkom, dat jy in die rus van die Here staan, en dat hy alles klaar gemaak, dan sê hy vir jou, staan op nou, want jy staan op in die krag wat van my afkom. En gaan aan en lewe met die krag wat deur die Heilige Gees kom. En dan sê hy die volgende een asseblief. Hy maak met sy vrede dat sy skepingsdoel waar word. Daar is 2 goed. Die een is die skepingsdoel. God het my gemaak vir 'n baie spesifieke doel. Hy het vir my eienskappe gegee. Hy het vir my vermoëns gegee om iets te doen. Of dit is om na iemand te luister, of dit is om te praat, of dit is om 'n voorbeeld te wees, of dit is om ander te help. God het my gemaak met die vermoë om dit te kan doen. En wanneer hy sê vrede vir jou, dan bring hy hierdie losstukke bymekaar, sodat ek kan doen wat hy vir my gegee het om te doen wat hy vir my voorgemaak het. Maar die tweede deel daarvan is my roeping. Hy sê nie vir ons almal om dieselfde ding te doen nie. Hy sê vir ons, ek gee vir jou werk om te doen, en dit is jou werk. Gaan na hierdie persoon toe, gaan luister na hom, want hy het iets te sê, hy het iets wat op sy hart is, en hy kan dit nie meer vir homself hou nie. Ek het jou gemaak met goeie ore om te kan luister. Ek het jou gemaak met 'n mond om te kan praat. Gaan praat met daardie een het raad nodig. Daardie een het iemand nodig wat net by hom uitkom. Hier is soveel mense wat alleen is, al is hulle tussen mense wat net 'n behoefte het na iemand wat wil luister, iemand wat daar kan wees, wat net sê ek gee om vir jou, en sê die Here, jou roeping, jou doel is om na daardie een te gaan en net daar te wees. Die laaste tyd 'n paar mense verloor deur die dood. En 'n mens dink baie keer jy moet gaan en jy moet iets vir daai mense sê om hulle te bemoedig. Ja, dit is ook nodig. Dit is ook nodig om na hulle te luister. Maar belangriker is dit is om net daar te wees, dat hulle kan weet hier's iemand wat omgee. Daar's iemand wat daar is. Dan is daar mense wat vashak. Hulle hak vas in die lewe, hulle weet nie waarheen nie, hulle weet nie wat om te doen nie. En dan stuur die Here ons na hulle toe, om iets vir hulle te doen, om hulle net te help met die volgende ding,
Partykeer is dit 'n praktiese ding. Ek het 'n ouderling gehad in een gemeente. Hy het vir my gesê, "Dominee, luister mooi na my. Ek is nie gemaklik om vir iemand te gaan bid en Bybel te lees, maar ek sal hulle help." Daar was heel wat ouer mense in die wijk gewees, en hy het na hulle toe gegaan en gesê, "Is daar iets wat ek vir jou kan doen?" En dan maak hy 'n deur reg, of hy maak 'n venster reg, of hy maak van hulle gereedskap reg. Hy gee om op 'n praktiese manier. En daardie mense het na my toe gekom en gesê, "Dis die beste ouderling wat ons nog gehad het. Hier's iemand van die kerk wat regtig omgee, omdat hy goed vir hulle doen. Dis die roeping wat die Here vir ons gee. Hy gee vir ons die vermoë om dit te doen. En dit is baie keer ja om te bid dat daar wonderwerke gebeur. Dit is waar. Dis baie keer om te preek, dit is waar. Maar meeste van die tyd is dit om gewone goed te doen. Om gewone goed te doen. Om net te voel en te weet, ek beteken iets vir iemand anders. Ek het waarde vir iemand. Want God het my gemaak om waarde te hê vir iemand anders. Maar dan doen hy 'n ander ding. Jy kan die laaste skyfie vir my opsit asseblief. Dan doen Jesus 'n ander ding. Hy blaas oor die disippels. Nou as ons gaan lees in Genesis en in Esegiel, dan blaas die Here lewe in die mense. Hy kom by sy disippels en hy blaas oor hulle. Hy blaas oor hulle lewe in. Partykeer hak 'n mens vas in die lewe en dan sê jy vir jouself, maar ek weet nie meer wat ek moet doen nie. Ek het nie krag om aan te gaan nie. Ek is moedeloos. Dan kom die Here en hy sê, maar ek blaas in jou die lewe. Daardie lewe wat deur die Heilige Gees kom. Daardie lewe wat jou krag gee om op te staan en aan te gaan. Om net weer aan die gang te kom. Soos hy dit aan die begin gedoen het, en deur die Gees lewe ingeblaas het, blaas hy oor sy disippels, en hy blaas die lewe in hulle in, sodat hulle kan opstaan en aangaan, want hulle was bang. Hulle het agter deure toegesluit gesit, omdat hulle bang was. Hulle was te bang vir die lewe gewees, en hier kom Jesus, en hy blaas oor hulle die lewe wat hy gee. Maar hy berei hulle ook voor om die Heilige Gees te ontvang, want hulle sou die Heilige Gees 'n kort rukkie daarna ontvang. En die Heilige Gees sou hulle lei daardie tyd om te verstaan wat hy gesê het. Om te verstaan wat basies nou in die Bybel vir ons staan. Die Heilige Gees gee dit vir ons. En hy berei hierdie mense voor daarvoor. Maar ook om te onthou alles wat Jesus gesê het. En om ook die gawes te ontvang, om vir die mense om te gee en uit te leef daarna toe. Ons kry geestelike gawes soos ek net nou gesê het, maar ons kry ook praktiese gawes. Daar's die gawe van om leiding te neem. Daar's die gawe van om te organiseer. Daar's die gawe van om lief te hê, die grootste gawe wat dit is. En dis nie die emosionele liefde wat jy tussen twee mense het nie. Dis die liefde wat van God afkom. Daardie liefde wat omgee, daardie liefde wat sê, jy is vir my belangrik. En hoe werk hierdie liefde? Ware liefde is nie die emosie nie. Ware liefde is om na iemand te kyk en die potensiaal in iemand raak te sien om te sê, maar ek sien in jou dat God vir jou omgee en dat hy beplan dat jy 'n positiewe lewe vorentoe sal hê en om daardie persoon te help om daarby uit te kom. Dis ware liefde en dit kom deur die Heilige Gees. Dit kom waar God in 'n mens se lewe werk, deur die Gees, waar daardie lewe in ons ingeblaas word. Tot so 'n mate dat Jesus 'n uitspraak maak hier in vers 23 wat ons nie altyd verstaan nie. Hy sê dat wanneer jy mense hulle sondes vergewe, dan is dit vergewe. Wanneer jy dit nie vergewe nie, dan is dit nie vergewe nie. Hoe werk dit? Dit werk so dat ek as 'n Christen lewe en hoe ek optree en hoe ek praat en hoe ek luister en hoe ek help,
Maak vir mense die hemel oop. Maak vir mense die hemel oop, sodat hulle kan sien en verstaan dat daar 'n God in die hemel is wat omgee en kan weet dat hy my sondes vergewe het. En dan ervaar die mense hoe hulle sondes vergewe is. Maar daar's ander mense wat ook gaan kyk, gaan sê ek stel nie belang in. Ek stel nie belang in wat jy sê nie, ek stel nie belang in wat jy doen nie. En dan verloor hulle die geleentheid dat hulle sondes vergewe word. So kom die Here om ons te seën met sy shalom. Daardie vrede wat my vat van 'n posisie van rus na 'n posisie van lewe, volgens die manier waarop hy my gemaak het. Sodat ek kan omgee vir ander, sodat ek kan lewe en mense in my lewe kan sien, dat die lewe die moeite werd is, omdat die Here in my lewe is, omdat hy deur die Gees lewensasem in my inblaas, en ek werklik kan lewe. Kom ons vra die seën van die Here oor ons. Kom ons lewe dit. En wees verander tot 'n seën, sodat hulle iets kan ervaar van die goedheid van die Here. Iets kan ervaar van sy liefde. Kom ons raak stil voor hom.